Goeiemôre, liewe gemeente. Julle hoef nie te worry nie, is nie ek wat preek nie, dis Braam. Ek staan eintlik hier vir iets wat bietjie 'n moeiliker saak is vir ons as 'n gemeente en vir ons kerkverband. Julle het nou in die media gesien hierdie week dat die sinode besluit het om die kerke wat nie konformeer tot die sinode se besluit oor vroue in die amp, hierdie kerke buite kerkverband wil plaas, en waarvan ons een van daardie gemeentes is. En ons kerkraad het vanoggend vergader en ons het die volgende voorlopige verslag vir julle, sodat julle ook bietjie daarin gerusstelling kan hê en hoor ook wat ons werkswyse sal wees in die tyd wat voorlê. Maar ek wil julle ook aanmoedig om julle nie te so baie te steur oor alles wat in die media gesê word nie. Want wie van julle hier is joernaliste? Want ek wil iets sê oor 'n joernalis, maar ek wil nie is iemand 'n joernalis? Ek wil regtig gaan kyk na die toelatingsvereistes van die ouens, want anyway, so as jy vra het oor hierdie goeters, praat met my of Braam of Louis, Pieter die voorsitter, laat ons jou vrae antwoord, en nie News24 wat net koerante wil verkoop nie. Okay, goed, so ons verslag volg. Ek sal so hier en daar 'n term net verduidelik. Liewe gemeente, julle het seker gehoor die pas afgelope algemene sinode 'n besluit geneem het waarin die gereformeerde kerk Benoni en ander andersdenkende gemeentes, baie gemeentes, beskuldig word van ongehoorsaamheid aan Christus, omdat ons die sinode besluite rondom die vrou in die amp, ons verkies om te praat van die vrou in die diens, nie onderhou nie. Ons is hoogs ontsteld oor hierdie besluit, omdat ons met groot respek vir die Bybel as woord van God tot 'n verstaan van die saak gekom het. Ons erken dat daar wêreldwyd onder gereformeerdes twee strominge vir verstaan van hierdie vraag is. Ons weet van 'n hele aantal gereformeerde gemeentes in Suid-Afrika en in die buiteland, wat dieselfde verstaan van die Bybel het oor hierdie saak as ons. Ons is inderdaad oortuig dat vroue met die nodige gawes as ouderlinge kan dien, omdat die Heilige Skrif ons oortuig dat vroue met die nodige gawes ook geroep kan wees om hierdie diens te verrig. Die besluit van die sinode, asook die prosedure, motivering en begronding daarvan, is vir ons problematies. Dit reflekteer 'n teologiese en kerkregtelike benadering wat strydig is met die ortodokse gereformeerde verstaan van ons kerkwees. Die besluit het nie onmiddellike implikasies vir ons nie, so niemand hoef op 'n rant te gaan nie. Dit het geen onmiddellike implikasies vir ons nie. Ons gaan bloot voort met ons kerkwees binne die raamwerk van ons gemeente se visie en missie. Die modus operandi van die gemeente word nie gewysig deur hierdie ontwikkeling nie. In ons kerkwees soek ons ernstig na getrouheid aan die Bybel en die soeke na die koninkryk van God binne in ons roeping, in die gemeente en daarbuite waar die Here ons stuur. Die kerkraad gaan daarna soek om hierdie saak nou op die bes moontlike wyse te hanteer. Dis vir ons ook belangrik om te noem dat die gemeente die fondament van kerkwees is en dat elke gemeente 'n selfstandige vergestalting van die liggaam van Christus is. Met ander woorde, ons as 'n gemeente funksioneer selfstandig onder leiding van die woord van die Here. Ons aanvaar nie 'n sentrale sinodokrasie nie. En sinodokrasie beteken die sinode regeer oor die kerk, nie meer Christus as die hoof van die kerk en die kerkraad onder leiding van Christus nie, maar die sinode maak besluite en forceer dit af op die kerke. Dis 'n onbybelse ding om te doen en ons aanvaar dit nie as 'n kerkraad nie. Dis in elk geval teenstrydig met die presbyteriale kerkregeringsstelsel. Die presbyteriale kerkregeringsstelsel sê elke plaaslike kerk se ouderlinge regeer met woord en belydenisskrifte en kerkorde oor daardie gemeente. Om so 'n ding goed te keer of sinodokrasie goed te keer is in sy wese kollegialisme wat op die beginsel werk soos 'n muurbalklap. Daar's 'n beheerliggaam en hulle neem 'n besluit en al die klaplede moet net saam met hierdie besluit gaan. Ons is nie 'n kollegialistiese kerk nie, maar 'n presbyteriale kerk en daarom sal ons as kerkraad voortaan hierdie saak hanteer met julle as gemeente saam met ons. So kom ek gaan verder net met die verslag. Die kerkraad is die hoogste regeerliggaam in die gemeente. Dis hoe die Bybel dit leer.
Dis vir ons van kardinale belang dat die eenheid van die gemeente nie deur hierdie saak aangetast moet word nie. Daarom sal ons DV binnekort inligtingsessies reël waar inligting deurgegee kan word en vrae ook na die beste van ons vermoë beantwoord sal word. Terwyl die kerkraad rustig die moontlikhede vir die toekoms oorweeg. Die kerkraad sal uiteraard nie eensydige besluite neem nie, maar ook die gemeente betrek deur gemeentevergaderings op die regte tyd. Daar sal ook DV binnekort oorleg gepleeg word met gemeentes wat dieselfde benadering tot die skrif het as ons. Ons vra dan nou van julle die volgende. In die eerste plek om rustig te wees hieroor. Maar dan vra ons ook dat julle bidend vorentoe sal gaan. Ek wil die verslag hier onderbreek, maar dit is vir my baie belangrik om te beklemtoon dat ons nie die wysheid van die Here sal hê as julle nie 'n biddende liggaam is wat elke dag hierdie kerk en kerkraad en elke lidmaat aan die Here opdra vir wysheid ook in hierdie saak nie. Dan vra ons dat ons skouer aan die wiel sal sit om getrou aan die Here kerk te wees wat sy eer bo enigiets anders stel. Die kerkraad sal mettertyd toe besluit hoe daar verder te werk gegaan word rondom die beroeping van 'n medeleraar. Ja, dis dit. Geliefdes, regtig waar, kom praat met my en Bram en Louis oor hierdie goeters as jy vra het, maar soos ons gesê het, ons sal deursigtige inligtingsessies reël en ons sal op 'n liefdevolle wyse vorentoe gaan en samewerking probeer kry. En ons bid dat 'n besluit soos hierdie éventueel omgedraai sal word. Baie dankie en dankie vir julle tyd.